Goeienaand broeders en susters en kinders, kom ons sit so en dan raak ons 'n oomblik stil voor die Here. Ons hulp is in die naam van die Here, hy wat die hemel en die aarde geskaap het, en wat getrou bly tot in ewigheid. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word die ryklik geskenk van God ons Vader in ons Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Ons loof die Here deur saam te sing die bekende woorde, Psalm 146, God is 'n toevlug in die nood. Ons staan vir die sing daarvan, waarna ons in gebed sal verenig. Kom ons bid saam. O Here, ons Here, wonderbaar is U naam oor die ganse aarde. Ja, U heerlikheid en U lof word besing deur alles wat U geskape het. En vanaand kan ons stem daarby voeg. Kan ons ook stil word voor U en weet U is die Heer. Weet U is verhoog bo alle vlees. Daar's niks wat ons kan sê of kan doen om onsself vir 'n oomblik voor U te regverdig nie. Want ons is almal sondaar mense. Daarom bid ons vanaand dat U deur die evangelie ook ons sal troos. Dat U ons in die geloof ook sal versterk deur die verkondiging van die woord. Dat U elkeen van ons nederig afhanklik van U sal maak. Ons dankie ook dat ons mag weet U is die gewer van alle goeie gawes. Daarom wil ons vanaand ook vra dat U vir ons alles sal gee wat ons nodig het om ryk te kan wees in liefde en in genade, ook teenoor mekaar en teenoor die wêreld daar buite. Dat U ons so sal seën dat ons werklik ook oral waar ons kom,
die liefde van ons Here Jesus Christus sal uitleef. Ons vra ook dat U in besonder met elkeen van ons broeders en susters sal wees, wat die begeerte het om vanaand ook hier te wees, maar wat weens hulle ouderdom en hulle siekte en omstandighede verhinder word. Ons bid ook vir elkeen wat hartseer is. Ons dankie vir elkeen wat bly is. Want ons weet, ook dit is gawes uit U hand, wat U gebruik om ons elke dag ook nader aan U te bring. Ons vra ook dat U ons sonde sal vergewe, om Christus ontwil. Amen. Ons gaan vanaand luister na die woord van die Here uit Nahum, dis een van die profete, die klein profete. Dit is die profeet wat dan die ondergang van die Assiriese ryk en hulle hoofstad Ninive aangekondig het. Ons luister saam na hoofstuk 1. 'n Uitspraak teen Ninive, die boek waarin die openbaring wat Nahum die Elkosit ontvang het opgeteken is. Die Here is 'n God wat baie begaan is oor sy volk. 'n God wat hom wreek. Die Here wreek hom in sy gloeiende toorn. Die Here wreek hom op sy teenstanders. Sy toorn ontvlam teen sy vyande. Die Here is lankmoedig, maar sy krag is groot. Hy laat geen skuldige ongestraf nie. Hy kom in 'n rukwind en storm wolke in die stof onder sy voete. Hy spreek die see aan en dit laat dit droog word. Hy laat al die riviere opdroog. Basan en Karmel verdor, die groenigheid op Libanon verwelk. Berge bewe voor hom, heuwels wankel, die aarde, die wêreld en almal wat daarin woon, deins terug wanneer hy verskyn. Wie kan bly staan voor sy woede? Wie kan sy gloeiende toorn weerstaan? Sy gramskap breek deur soos 'n veldbrand. Rotse word voor hom uit mekaar gebreek. Die Here is goed. Hy's 'n toevlug in tyd van nood. Hy sorg vir die wat by hom skuil, maar met 'n vloed wat alles meesleer, vee hy die plek weg waar Ninive lê, jaag hy sy vyande die duisternis in. Wat julle ook al teen die Here bedink, hy maak dit tot niet. Daar sal nie weer verdrukking wees nie. Al is julle in mekaar gevleg soos dorings en al is julle deurweek van drank, julle sal soos kurkdroë stoppels verbrand word. Daar het een uit jou gekom, Ninive, wat kwaad bedink teen die Here, planne wat nie sal slaag nie. So sê die Here, al is hulle hoe sterk, hoe baie, hulle sal afgemaai word en tot niet gaan. Ek het jou verneder, my volk, maar ek sal jou nie weer verneder nie. Ek breek nou die juk wat op jou is, ek vernietig die bande wat jou bind. Maar oor jou Ninive beveel die Here, jou naam sal nie meer genoem word nie. Ek vernietig die beelde in julle tempels, ek grawe jou graf, want dit is klaar met jou. Kyk, daar oor die berge kom 'n boodskapper aangehardloop, wat goeie nuus aankondig. Vier jou feeste, Juda, betaal jou geloftes. Die verdrukker sal nie weer deur jou land trek nie. Hy is verslaan, vernietig. Dit dan ons teksgedeelte vir vanaand, die kernverse, vind ons aan die begin van die hoofstuk waar daar staan, die Here is 'n God wat baie begaan is oor sy volk, 'n God wat hom wreek. Die Here wreek hom in sy gloeiende toorn, die Here wreek hom op sy teenstanders, sy toorn ontvlam teen sy vyande. Die Here is lankmoedig, maar sy krag is groot. Hy laat geen skuldige ongestraf nie. En besonder daai woorde, hy laat geen skuldige ongestraf bly nie. Nou, ons gaan dat dit kyk ook,
Juis omdat dit in ons belydenis na vore kom, dat die Here straf die onreg. En daarom vra Sondag 4 dan ook in die Heidelbergse Katekismus, doen God die mens dan nie 'n onreg aan as hy in sy wet van hom eis wat hy tog nie kan doen nie? Nee, want God het die mens so geskep dat hy dit kon doen, maar die mens het homself in sy hele nageslag as gevolg van aanhitsing van die duiwel en deermoedswillige ongehoorsaamheid van hierdie gawes beroof. Volgende vraag, wil God hierdie ongehoorsaamheid en afval ongestraf laat bly? Nee, glad nie, inteendeel, sy toorn is verskriklik, sowel oor die erfsonde as oor die sonde wat ons self doen. Hy wil dit in die tyd en in die ewigheid met 'n regverdige oordeel straf. Hy het immers gesê, vervloek is elkeen wat nie bly in alles wat geskryf is in die boek van die wet om dit te doen nie. En dan die volgende vraag, is God nie ook barmhartig nie? God is wel barmhartig, maar hy is ook regverdig. Daarom eis sy geregtigheid dat die sonde wat teen die allerhoogste majesteit van God gedoen is, ook met die swaarste straf gestraf moet word. Dit is met die ewige straf aan liggaam en siel. Dit dan ons gedeelte uit die katekismus waarby ons vanaand stil staan, en in antwoord op dit en hierdie woorde, wat ons ook in vers 3 gehoor het, die Here is lankmoedig, en hy laat geen skuldige ongestraf nie. In antwoord daarop sing ons saam, as U, o Heer, die sonde na reg wou gadeslaan, wie sou een enkele stonde voor U, o Heer, bestaan? Psalm 130, die eerste en tweede vers, waarna ons weer ons sitplek kan inneem. Dis nie my skuld nie, dis omdat jy my kwaad maak. Of Piet of Koos of iemand anders het gesê ek moet dit doen. Kan dit nie help nie, dis hoe ek gemaak is. Of daardie een van ek is nie verantwoordelik nie want iemand anders was eintlik in beheer. Ek is maar net 'n mens. Dan die een wat ons almal so lief is, almal het dit gedoen, daarom het ek dit gedoen.
Dink ons almal ken hierdie verskonings en ons het dit al op een of ander tyd in ons eie lewens ook gebruik. Gebruik om, kom ons sê dit maar so, onsself te probeer verontskuldig of om die blaam van onsself af na iemand of iets anders toe te plaas. Want dis hoe ons as mense is. Die oomblik as jy uitgevang is, as jy besef, nou is daar moeilikheid, dan probeer jy altyd om jouself te verdedig. Solank ek net nie die skuld of die straf daarvoor hoef te dra nie. En dis dan wanneer mense begin om hierdie bekende beskuldigings die wêreld in te slinger. En dis juis in Sondag 4 van die katekismes waarby ons vanaand kom, wat hierdie verskonings ook na vore kom wat mense probeer aanbied vir hulle eie sondigheid. Ons het dit nou al by herhaling gehoor, die vorige 2 Sondae, ons almal is skuldig, alle mense het gesondig, alle mense is ver van God af. Nou vanaand dan, broeders en susters, kan mens amper sê, kom ons by die verskonings wat mense probeer gebruik om hulle self te verontskuldig. Om die blaam vir hulle sonde op iemand anders af te laai. En die ergste is, in hierdie geval, wil hulle dit op God afpak. Kyk maar na die vrae wat gevra word. In hierdie vrae kom die verskonings teen God se optrede duidelik na vore. Die eerste ene is eintlik 'n beskuldiging. God is onregverdig, want hy vra van mense om iets te doen wat ons nie kan doen nie. Sy wette gehoorsaam. Of vraag in antwoord 10, God is mos almagtig en 'n mens hoor dit nogal baie. God kan mos enigiets doen. Hoekom red God ons nie net almal nie? En dan vraag in antwoord 11, God sê mos hy's barmhartig. Waarom moet ons dan nog bang wees? Of bekommerd wees oor sonde in ons eie lewens? God gaan ons mos red. Maar broers en susters, vanaand hoor ons oor die straf van God. Die straf van ook ons sondes. En dis 'n baie teerpuntjie hierdie, want dit is nie vir God se genade was nie. Dan moes ek en jy hierdie straf self gedra het. Maar een ding moet ons vanaand besef, God is altyd regverdig in sy oordeel oor die sonde. Daar is vir ons as mense geen verskoning om te maak nie. Ons moenie probeer nie, want ons moenie eers probeer om ons eie sonde skuld voor God se deur of voor iemand anders se deur te gaan lê nie. Ons moet ook eers probeer om die gewig van ons sonde skuld te probeer vervlak nie. Onthou dit wat ons die vorige 2 weke ook gehoor het, die oomblik wat jy dit doen, jy te min begin dink van jou eie sondigheid, dan kan jy net sowel te min begin dink van jou verlossing in Christus. Verder moet ons ook nie probeer om wat mense graag doen, die een kenmerk van God, teenoor 'n ander kenmerk van God af te speel nie. Eintlik is dit, jy moenie te veel van jouself begin dink en te min van God nie. Want God se oordeel is in mense woorde 'n verskriklike werklikheid. God straf sonde. Daarby kan niemand verbykom nie. En reeds hier in hoofstuk 1 vind ons iets daarvan wat duidelik na vore kom, dat God straf die sonde. Daar's nie sonde wat ongemerk by God sal verbygaan nie.
Daarom as jy die hele boek Naam gaan deurlees, dan sien jy, dit is 'n godspraak teen Nineve. Maar is nie 'n gewone uitspraak nie, is nie 'n gewone profeet wat maar kom en sê, dis wat gaan gebeur nie. Hierdie boek Naam vertel vir ons van 'n spesifieke situasie in die skrif, en dit vertel vir ons van 'n spesifieke soort profesie. Wanneer God se profete na mense toe kom en vir hulle die verskriklike en die ontzagwekkende wraak van God oor mense aankondig. 'n Oordeel wat vir 'n mens 'n te swaar las is om te dra. Jy sien, broers en susters, dis 'n moeilike woord om te hoor, maar dit staan so in ons teksgedeelte ook, God wreek hom teen die sonde. Ons ken dit ook as in die 10 gebooie, die Here is 'n jaloerse God. Die Here is 'n God wat onverdeelde trou aan hom vereis. En daarom kan hy nie enige ontrou teenoor hom ongestraf laat verbygaan nie. Het gaan oor wie God is, jaloerse God. God wat geen sonde ongestraf laat bly nie. En dit sien ons ook in ons teksgedeelte. Hoe die wêreldheersers van die tyd, die Assiriërs wat hulle self as onaantastbaar gesien het, letterlik onder die oordeel van God geval het. Hulle wat so sterk was dat hulle letterlik nasies aan hulle mag onderwerp het, dat hulle stede geplunder het, dat hulle die inwoners van die stede met geweld na vreemde lande toe weggevoer het. Hulle moet nou die wraak van God voel en beleef. Stel dit maar so, hulle wat gelyk het asof dit menslik gesproke onmoontlik was dat iemand iets teen hulle kon regkry, moet nou onder die toren van God hulle knieë buig. Hoekom? Ons hoor iets daarvan in die woorde wat sê, daar's iemand uit jou wat planne teen die Here beraam het. Nou die iemand het 'n naam gehad. 2 Konings 18 vers 33 en 35 sien 'n mens waar die Assiriese koning, die Sanhedrin, by Jerusalem staan en vir die manskappe van Hiskia, die koning van Juda, gesê het, op wie vertrou jy dat jy in opstand kom teen my? Vertrou julle op julle God? En dan sê hy ook, wie van al die gode van al die ander lande kon sy land uit my mag uitred? Die Here sal mos nie vir Jerusalem uit my mag kan red nie. Dit was sy woorde. En dit is dan ook die les wat ons moet leer uit hierdie geskiedenis uit. Dit is wat die uitspraak teen Nineve, teen die Assiriërs vir ons leer. Moet nooit dink die Here kan nie jou verkeerde dade straf nie. 3 maal word dit in ons kernvers beklemtoon met die woorde, God is regverdig in sy oordeel. Die Here wreek hom. In sy toorn wreek hy hom teen sy teenstanders. En elke een wat teen hom in opstand kom, word vernietig. Hy laat geen skuldige ongestraf bly nie. Want dis wie hy is. Hy laat nie toe dat sy eer aangetast word deur sondigheid nie. Want dis in stryd met sy wese. Daarom leer ons ook, en hoor ons dit ook in die katekismes, dat die Here het 'n vloek uitgespreek oor almal wat hom minag en ongehoorsaam is aan hom. Ons hoor dit uit Galasiërs 3, Deuteronomium 27, daar is 'n vloek op elkeen wat nie stiptelik alles doen wat in die boek van die wet geskrywe staan nie. God eis rekenskap
oor alles wat ons doen. Oor alles wat ons sê, oor alles wat ons dink. En God wreek hom oor die sonde daarin. As die Here van geregtigheid, moet ons besef, sal hy opstand straf. Maar geliefdes, in ons teksgedeelte hoor ons iets belangriks. Iets wat God oor homself kom openbaar. Hierdie God wat homself wreek in sy toorn, openbaar homself as die Here wat, die mooi woord, lankmoedig is. Vers 7 in hierdie hoofstuk sê hy is goed. Hy's 'n toevlug in die tyd van nood. Hy sorg vir die wat by hom skuil. Die probleem is, en so het ons dit in die katekismes ook gehoor, daar's mense wat dan dink, omdat God so is, sal hy ons sonde nie straf nie, kan ons doen wat ons wil. As God lankmoedig is, as God goed is, as God 'n toevlug is, dan kan ek mos doen wat ek wil, want God sal my nog steeds lief hê. Maar die fout wat hulle maak is om God se wraak en God se lankmoedigheid, God se deugde, as mens dit so wil noem, teenoor mekaar af te speel. Juis om hulle self te probeer verontskuldig. 'n Mens kan dit amper nie glo nie, maar daar's werklik nog, kom ons noem dit maar goddelose mense wat vandag lewe, wat die berlaam probeer verskuif deur te sê, maar God is genadig, niks sal met my gebeur nie. Ja, ons weet dit, God is genadig, barmhartig, lankmoedig en getrou. Maar ons moet nooit God onderskat nie. En dis juis ons tweede vraag waarby ons vanaand dan ook uitkom. 'n Vraag wat baie mense vra, hoe moet ons God se wraak en barmhartigheid dan by mekaar uitbring? Hoe kan ons hierdie twee by mekaar kry? En hier gaan dit spesifiek oor onsself, oor die gelowiges. Ons moet altyd onthou, soos ons dit gehoor het, geen sonde bly ongestraf nie. Vergifnis en genade beteken nie dat God nie die sonde straf nie. Ons kan nie op God se barmhartigheid onsself wil beroep sonder om te weet my sonde verdien die ewige dood nie. Jy sien, hierdie twee eienskappe, barmhartigheid en regverdigheid, liefde en wraak, staan nie in kompetisie met mekaar as dit by God kom nie. Want God, hoor mooi, het ons sondes gestraf. God het die vloek wat op jou en my rus, het hy voltrek. Waar? Aan 'n kruis op Golgotha, toe Jesus uitroep, my God, waarom het U my verlaat? Daardie moment het ons Here Jesus Christus in ons plek 'n vervloekte geword. Aan die kruis het hy aan die geregtigheid van God voldoen. En daar openbaar God vir ons nie net die grootheid van sy liefde en sy barmhartigheid nie, maar ook die verskriklikheid van sy wraak. Daardie wraak, daardie toorn, daardie vloek, daardie oordeel wat oor Jesus Christus gaan. Daar waar hy die volle straf van ons sondes op hom geneem het. Maar onthou dit, juis daardeur leer ons wat genade is. Leer ons dat die genade is dat Jesus in my plek gaan staan het. Paulus vat dit saam en dan sê hy vir ons in 2 Korintiërs 5, Christus was sonder sonde, maar God het hom in ons plek as 'n sondaar behandel.
Hy het vir almal gesterwe, sodat die wat lewe nie meer vir hulle self lewe nie, maar vir hom. Vir hom wat vir hulle gesterf het, maar ook vir hulle uit die dood uit opgestaan het. Want aan die kruis het Jesus die regverdige oordeel van God oor ons sondes gedra en vir ons die versoenende genade verwerf. Mens kan dit so verstaan, aan die kruis ontmoet God se regverdigheid en sy barmhartigheid mekaar. En leer ons, God kan met niks minder nie as volkome geregtigheid tevrede wees nie. En ons kan met niks minder as volkome barmhartigheid voor God verskyn nie. En vir ons as mense is daar geen verskoning nie, geen uitkoms nie. God is regverdig in sy oordeel oor ons sondes. Maar ek en jy wat die evangelie ontvang het, wat in Jesus glo, ons dank God dat ek en jy nie self daardie wraak, daardie woede, daardie toorn hoef te beleef nie. Want Jesus Christus het in ons plek gestaan. Amen. Kom ons dank saam. Ons Vader in die hemel, wat 'n oorweldigende wete is dit nie om U te leer ken. Dis die God wat hom wreek, wat hom in sy gloeiende toorn wreek op sy teestanders. Sy toorn laat ontvlam, wat geen skuldige ongestraf sal laat bly nie. Help ons dan om eerlik met onsself en eerlik met U te wees, eerlik met mekaar. Dit is nie verskonings uitdink vir hoekom ons sonde doen of gedoen het nie. Dat ons eenvoudig ons voor U verootmoedig en bely. Ons het teen God en teen mekaar gesondig. Ons verdien ook die straf waarvan ons vanaand gehoor het. Maar ons dank U ook vir die evangelie van ons Here Jesus Christus, wat in ons plek die straf gedra het. Wat in ons plek aan U geregtigheid voldoen het. Wat in ons plek U wraak op sy skouers geneem het. U wraak oor ons sondes. Daarom wil ons aan U al die eer gee. Wil ons aan ons Here Jesus Christus al die lof gee, wetende dat die genade en die vrede van ons Here Jesus Christus ook oor ons lewens die wag hou. Amen. Daar is nou geleentheid om ons liefdegawes te gee.
Kom ons staan en ons sing saam Psalm 40, die 3de en die 5de vers. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by wees en bly. Amen.